Ons wil vir almal van julle baie welkom sê, ook die wat ingeskakel is, ook vanoggend op ons boodskap, of later daarna luister, mag die Here ook vanoggend deur sy woord ook oor hierdie belangrike onderwerp, ook vir elkeen vandag ook aanspreek. So kom ons word stil voor die Here en dan ons net eers 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, as ons vanoggend om ons kyk en ons sien die deurmekaar van die wêreld en ons lees van soveel swaar kry, dan kan ons nie anders as om te dink aan daardie pelgrimslied, wat die pelgrims gesing het as hulle op pad is na Jerusalem, en hulle kyk na die berge, en besef hoeveel struikrowers daar is. En dan sing hulle, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. Hy wat getrou bly, van geslag tot geslag, ja tot vandag toe. Hy wat elkeen styf in sy hand hou. Dankie dat ons dit vandag kan weet, en dat vandag se boodskap dit vir ons gaan bevestig. Ons eer U, en ons bring aan U al die lof. Amen. Ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, en deur Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en dan sing ons saam so 2 liedere. Jesus, die sterke leeu van Juda. Jesus, die werkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, U is oneindig groot, U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir my. Onverheerlik, onverhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, hierdie passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Jesus, die sterke leeu van Juda. Jesus, die werkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, U is oneindig groot, U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir my. Onverheerlik, onverhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, hierdie passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Jesus, Jesus.
Dankie Here dat U ook ons hartsverlange is en ons wil werklik soos wat ons ook gesing het, ons dors na U. Here, soos 'n hert dors in 'n droë dorre land, smag na water, so smag ons na U. Want sonder U is ons niks. Seën ons ook vanoggend in Jesus se naam. Amen. U kan so lank oopmaak as u die Bybel saamgebring het by Matteus 24. Maar ons gee net kans vir al ons maatjies om ook uit te beweeg. Ek wil net baie graag ook vanoggend net weer ook binne konteks hierdie gebeure kom plaas waarmee ons ook deel op hierdie oomblik. Frits het verlede Sondag begin daar met Matteus 24 sy eerste gedeelte. Maar ek wil baie graag ook vandag saam met die nagmaal net so entjie teruggaan na Matteus 23 toe. In Matteus 23 se einde kry ons daardie gedeelte waar Jesus na Jerusalem kyk en hy's hartseer en hy sê, Jerusalem, Jerusalem, hoe het ek jou nie probeer bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens en julle wou nie.
Dan lees ons daar dat Jesus het uit die tempel uitgegaan. Wat 'n verskriklike belangrike simboliese betekenis het. Die tempel is die simbool van God se teenwoordigheid vir daardie Israeliete. En net soos voor die ballingskap wat ons ook lees dat God uit die tempel uitgegaan het, die tempel alleen gelos het, bedoelende hy het homself onttrek van sy volk. So lees ons hier dat Jesus het die tempel verlaat. Wat die simbool is van die ou bedeling wat tot 'n einde gekom het. Die ou verbond is verby. Dit wat vanuit die begin vertel en getuig is van die Messias wat sou kom, van die nuwe bedeling. Daniël praat van die laaste koninkryk, het aangebreek. Daarom, wanneer ons oor die uitgebeure praat, dan moet ons weet, en dit het Frits ook gesê, ons praat oor die tyd waarin ons nou is. Die uitgebeure is van eerste koms na wederkoms. So dit wat ons lees in hierdie gedeeltes, dit wat ons lees as ons Openbaring lees, dit het hier begin by die eerste koms. So wanneer Jesus die tempel afbreek, dan sê hy op 'n ander plek, ek gaan hierdie pragtige tempel afbreek en binne 3 dae opbou. Wat hy nie net wys na die fisiese afbreek van die tempel 70 jaar later nie, maar verwys na sy kruisgebeure. Want sy kruisdood en sy opstanding is die begin van die eindtyd. En ek wou dit net graag weer binne die konteks van die nagmaal kom sit. Dat dit wat ons vanoggend kom gedenk en herdenk, is dit wat 2000 jaar gelede begin het. Jesus se kruisdood en sy opstanding. Die begin van 'n nuwe koninkryk, wat nie landsgrense het nie, maar wat oor die wêreld heen versprei is. En alles het begin, toe hy met sy dood, alles kom vervul, wat in die ou verbond gesê is. Hy het as hoëpriester, het hy nie net eenmaal of elke jaar in die tempel gegaan nie, maar hy het eenmaal die offer gebring. En daardie offer was nie diere nie, dit was sy eie lewe, sy liggaam. So hy het eenmaal ingegaan in die allerheiligste en hy het homself kom offer en met daardie offer van hom het hy al die sonde van die wêreld op hom laat neerkom. Dis kom dit so verskriklik was. Want hy is die vervulling van die Ou Testament. Die volmaakte offer, die ewige hoëpriester. Daarom na Jesus, na dit wat gebeur het, wat ons vandag herdenk, na Jesus en die gebeure rondom Golgotha en daardie Sondagmôre met die opstanding, was dit nooit weer nodig dat 'n dier geoffer moes word nie. Die hele offerstelsel het tot 'n einde gekom. Want dit is nou 'n nuwe bedeling. En ek en jy kan vandag, ja 2000 jaar later, terugverwys
Maar dit wat gebeur het. En dit maak die nagmaal vanoggend vir ons so spesiaal. Om te kan weet vandag, dink ons terug aan 2000 jaar gelede, waar alles verander het. Van jou bedeling na 'n nuwe bedeling. Maar weet julle wat? Die nagmaal wys nie net vandag terug na wat gebeur het en wat Jesus kom doen het nie. Die nagmaal wys ook vorentoe. Die nagmaal sê ook vir ons, net soos wat ons vandag aansit by hierdie nagmaalstafel om die fees te vier. So kan ek en jy vandag uitsien na wanneer ons by die bruilofsmaaltyd van die lam gaan aansit. So die nagmaal is 'n teruggryp, 'n bevestiging, maar die nagmaal is ook 'n vorentoe gryp na die toekoms, na sy belofte. Hy gaan weer kom. En of dit nou jou en my eie dood is, en of dit die wederkoms is, dit maak nie saak. Want wanneer ek nou sterwe, dan is ek by hom. En as die wederkoms plaasvind, dan is ons by hom. So daardie sekerheid kan ek en jy weet vandag. Daarom wanneer ons nou hier aansit by die nagmaalstafel, kom ons dink terug. Ek het dit vir jou gedoen. Kom ons kyk vorentoe. Ons gaan eendag aansit by die bruilofsmaaltyd van die lam. Ek vra dat die tafel gereed gemaak sal word en almal wat gaan help met die bediening kan ook asseblief vorentoe kom. Julle die wat by die so sit kan dit maar kom asseblief. En jy en nou, julle moet ook kom. Julle kan maar sit. Hierdie twee is so min hier, as hulle hier is, moet ons hulle gebruik. Sit gerus. Onthou, wanneer ons die nagmaal uitdeel, die middelste ry is druiwesap en buiteom is die wyn en die broodjies is alles hier en julle kan gemaklik lekker onder ook vat met die skermplaat en dan gaan ons ook aan die einde ook kans gee vir die wat die groot beker ook wil gebruik. So ons gaan eers nou alles uitdeel en dan hou dit asseblief en dan gaan ons dit saam gebruik.
Baie dankie, kan ons hoor of almal die brood en die wyn ontvang het, iemand oorgeslaan. Kan ek ook net hoor wie die groot beker wil gebruik, daai kant is een, en die kant. Okay. Geliefdes, vandag skryf ons eintlik so 'n wonderlike betekenis in die lig van ons prediking. Om juis vandag tasbaar fisies vir mekaar te sê, Jesus se dood en sy opstanding het die ou verbond kom vervul. En ons leef in 'n nuwe verbond. 'n Verbond van genade. 'n Verbond van geen offers wat op 'n altaar gebring moet word. 'n Verbond van dankbaarheid, waar ek nou my lewe gee, nie as 'n dooie dier op 'n altaar nie, maar my lewe gee as 'n lewende offer vir sy welbehae, Romeine 12. Daarom, wanneer ons gaan eet en dit gaan drink vandag, onthou, ek en jy leef in 'n nuwe bedeling. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons nou hierdie tekens gaan gebruik, help ons om net nuwe betekenis ook daaraan te kry. Te weet, U het dit vir ons gedoen. Ons loof U daarvoor. Amen. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam so gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sonde. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan dat sy bloed gevloei het tot 'n volkome versoening vir jou en my sonde. Dierbare Vader, dankie dat ons in 'n nuwe bedeling kan leef. Bedeling van hoop en sekerheid. En bevestig dit vandag ook deur U woord, ook aan ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie.
Ons skriflesing vandag, Matteus 24, vers 15 tot daar 28. Wanneer julle ooreenkomstig die woord van die profeet Daniël, die ding wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig, in die heilige plek sien staan. Wie dit lees, moet dit goed begryp. Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug. Die man wat op die dakstoep sit, moet nie ingaan om sy goed uit die huis te gryp nie. En die man wat op die land is, moet nie omdraai om sy klere te gaan haal nie. Dit sal bitter swaar gaan met die vrouens wat in daardie tyd swanger is, en met die wat nog klein kindertjies het. Dit dat julle nie in die winter of op die Sabbatdag hoef te vlug nie, want in daardie tyd sal daar so groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af nie was nie, en ook nie weer sal wees nie. En as dit nie was dat God daardie tyd ingekort het nie, sou geen mens dit oorleef nie. Maar ter wille van die uitverkorenes sal God daardie tyd inkort. As iemand in daardie tyd vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk, daar is hy, moet julle dit nie glo nie. Daar sal vals Christusse en vals profete na vore kom, en hulle sal groot tekens en wonderwerke doen, om, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê, en as die mense vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moet julle nie daarheen gaan nie. Of as hulle sê, hy is in die slaapkamer, moet julle dit nie glo nie. Die koms van die Seun van die Mens sal wees soos 'n weerligstraal, wat in die ooste uitslaan en die hele lugruim tot in die weste verlig. Waar die aas ook al lê, daar sal die aasvoëls by mekaar kom. Kom ons lees net tot sover. Ons tema vandag, maak julle sitplekgordels vas. Vriende, julle weet, hoe noodsaaklik is dit om werklik in 'n motor jou sitplekgordel aan te sit. Dis oor en oor bewys en baie toetse gedoen, dat wanneer jy in 'n motor is en in 'n ongeluk betrokke is, hoe die sitplekgordel jou op die ou einde kan beskerm en kan help. Daarom dat dit wetlik is en verpligtend is. As 'n mens deur daardie male meele gaan, soos wat die prent ook hier wys, dan is dit so nodig dat daardie mense wat in daardie karretjies is, wat op en af gaan, dat hulle self sal vasmaak. Want die risiko is daar om uit te val en jou te pletter te val en baie seer te kry. So ek dink die beeld van 'n sitplekgordel wat vasgemaak word, is so relevant. En dan is daar ook sekere mense, seker wat so vinnig ry, jy hoef nie eers 2 keer te dink, as hy wegtrek, dan sit jy sommer van self die sitplekgordel aan. Hoekom? Hoekom moet ek en jy 'n sitplekgordel aan hê, en wat is daardie sitplekgordel? Want die Bybel sê vir ons, dit gaan rof raak. Hierdie tyd tussen eerste koms en wederkoms, die tyd waarin ek en jy leef, die tyd waarin ons Jesus as verlosser en saligmaker aanvaar en ons lewe vir hom gee. Hierdie tydperk is nie 'n snelweg nie.
Hierdie tydperk is nie gemaklik en 'n stadige Sondagmiddagrit om iets te doen, om besig te bly nie. Nee, hierdie rit is 'n rollercoaster wat jou en my en alle gelowiges deur die eeue heen deur mekaar swaai en draai en op die ou einde ons asem wegslaan. As jy na hierdie gesigsuitdrukkings kyk op die prent, dan wys dit mense wat werklik bang is en geskrik het en skielik so vasgevang is in hierdie gevaarlike rollercoaster. Dis die beeld wat ons hier lees. Dis nie 'n pad wat gelykmatig is. Dis nie soos daardie paaie daar in Noord-Kaap wat so lank voor jou uitgewys en daar in die Karoo, wat jy hier begin ry en jy sien myle voor jou uit, nog steeds presies 'n reguit gelypad voor jou uit. Nee, hierdie pad wat ek en jy loop, hierdie pad tussen eerste koms en wederkoms, is 'n pad wat erger is as die moeilikste pas in Suid-Afrika en in die wêreld. Want jy's nou onder en dan's jy bo, en dan kronkel jy en dan moet jy 'n skerp draai maak. As ons vandag om ons kyk, is die prent wat ons om ons sien en wat ons lees in koerante en in nuusberigte, is die wêreld vol van onrus en natuurrampe. Die wêreld is vol van vals leraars en vrees en verwarring en gelowiges wat bitter swaar kry en doodgemaak word ter wille van hulle geloof. Mens kry die gevoel asof alles om ons, en dan sit nie net in Suid-Afrika nie, gaan kyk maar na die hele wêreld, asof alles deur mekaar is, en asof die wêreld in hierdie rit vasgevang is, wat 'n mens bang maak, en dan is die vraag, amper stelselmatig, outomaties in jou lewe, is dit dalk die einde? Is dit dalk die einde? Matteus 24 klink soos 'n donker hoofstuk, vol rampe en oordeel. Maar weet u, wanneer ons hier lees en wanneer ons met mekaar deel, dan wil ek eintlik vir u sê, in hierdie donker hoofstuk, met sy deur mekaar en waar ons moet vasgeketting wees, anders gaan ons uitval uit hierdie wêreld, is hierdie boodskap 'n boodskap van hoop. Jesus weet wat gaan kom. En hier is hy besig om sy kinders voor te berei. Hier is hy besig om vir hulle hoop te gee. In 'n ongelooflike moeilike tyd. Ons moet onthou, Jesus sit en sy disippels sit daarop die Olyfberg wat julle verlede Sondag gehoor het. Die mense, hulle is beïndruk deur die tempel en dan sê hy, maar laat hierdie tempel afgebreek gaan word. Nie een klip sal op die ander bly nie. En dan weet ons in 70 na Christus is daardie tempel vernietig. Maar ons moet verstaan vandag, vriende, dat wanneer ons hierdie gedeelte lees, het Matteus in die eerste plek geskrywe vir die gelowiges van daardie tyd. Jesus praat hier met die gelowiges van daardie tyd. Hy waarsku hulle oor dit wat gaan gebeur in die toekoms. En sy eerste waarskuwing is: vlug wanneer die gruwel kom.
Wat 'n gruwel praat hy hiervan? Hy verwys ook na die gruwel wat daar in die tempel gaan kom. En onthou, vir die Jode was daardie tempel die heiligste plek, die simbool van aanbidding, die plek waar hulle God ontmoet. Daniël verwys ook na die gruwel van verwoesting. Dit is wanneer iemand iets ontheilig. En dit is wat gebeur het in 70 na Christus. Die Romeine het gekom en hulle het daardie pragtige tempel het hulle kom afbreek dat daar letterlik nie een steen op 'n ander was nie. En hy is vernietig. En vir die Jode was dit die einde van 'n hele offerstelsel. En dit was vir hulle verskriklik om dit te hoor. Maar dan sê Jesus vir hulle, luister hierso, julle moet nie daar in Jerusalem probeer bly nie. Julle moet nie Jerusalem probeer beskerm nie. Nee, as julle hierdie Romeine sien aankom, moet julle vlug. Moenie bly nie, vlug. As jy op jou dak van jou huis sit, die trap na die dak toe was aan die buitekant. Hy sê as jy op die dak sit en jy kom af, moenie eers gou in die huis in hardloop om iets te kry nie. As jy op die land werk, is die boekleed uitgetrek. Moenie eers probeer om jou boekleed aan te trek nie. Jy moet so vinnig as moontlik wegkom. En dit is wat gebeur het. Toe die Romeine daar die tempel afgebreek het en hulle almal gevlug het. Toe was dit die aanbreek van die verskriklikste vervolging van mense nog ooit. So hierdie boodskap wat Jesus hier kom gee is in die eerste plek vir daardie mense, vir die Jode en vir die gelowiges van daardie tyd, om hulle te waarsku en te sê, luister hierso, julle moet vlug. Maar broers en susters, wat belangrik is, wat beteken dit vir ons vandag? Die tempel is nie meer van belang nie. Ek weet daar is baie wat die herbou van die tempel wil probeer koppel as een van die tekens van die einde. Maar daar is geen sin vir jou en my as gelowiges dat die tempel ooit weer herbou sal word. Want ons leef in 'n nuwe bedeling. Ons leef juis na die afbreek, na Jesus se dood en sy sterwe en sy opstanding. Julle liggame, sê ons, lees die Bybel vir ons, is nou die tempel van die Heilige Gees. So waar is God? Waar is die tempel? As jy jou hand so op jou bors sit, kan jy vir jouself sê, ek is die tempel. Daai pragtige liedjie wat sê, ek is die tempel van die Heilige Gees. Ons is die tempel. Die kerk. Nie hierdie gebou nie, die mense is die tempel. En jy leef nie in die tyd van daardie eerste eeu. Ons leef nie in Judea nie. Want hierdie belofte en hierdie voorspelling wys ook vooruit. Daar is baie mense wat ook sê, en ja, dis van toepassing en kan 'n mens ook sê, dat op die Olyfberg, die tempelterrein, nou die tweede heiligste plek vir die moslems gebou is.
En baie sien dit ook as dis waarna hier verwys word. Maar vriende, die tempelterrein, die tempel as sulk, het vir ons die betekenis. Het is wonderlik om te kan weet en om te sien en goed te lees rondom dit, maar hierdie profetiese rede sê juis, ons leef in 'n nuwe bedeling, waar die kerk, die gelowiges, is nou die tempel van die Heilige Gees. Want as die tempel herbou moet word, dan moet ons terugval in offerstelsel en al daardie dinge. Wanneer Jesus weer gaan kom, gaan hy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, 'n nuwe Jerusalem kom vestig, en hy gaan by sy mense woon. So ek en jy leef nie meer in daardie tyd nie, maar ons leef vandag 2000 jaar later, maar daar's nog steeds gruwels van verwoesting. Die tempel is nie net afgebreek, die fisiese tempel nie, maar die tempel van God vandag, ek en jy. Lewe in 'n tydperk van verwoesting. Plekke waar God aanbid word in gemeentes word ontwaai, nie die gebou nie, die gemeente. Hoekom? Daar's vals leringe. Daar word kompromieë aangegaan. Die kerk het apaties geword. Die kerk het letterlik stil geword. Want dis mos wat gebeur het met Jesus se koms en opstanding. Lees ons in Openbaring 12, dat die ou duiwel op die aarde gewerp is, hy en sy trawante, en sy mikpunt is nou wie? Die kerk, vir jou en my, en vir 2000 jaar al probeer hy om God se tempel, God se kerk, God se gelowiges aan te vat en te vernietig. En hy doen dit op so slinkse manier, dat 'n mens nie eers bewus is. Hy doen hom voor as engel van die lig. Hy kom en dan kom hy met al die mooi praatjies. Ag, dis nie so erg nie. Kom ons maak 'n kompromie. Kom ons los dit. Dan kom Jesus en hy waarsku en hy sê, vlug daarvan weg. Vlug van sonde. Vlug van geestelike verleiding. Vlug van die geestelike afbreek van God se tempel in jou en my. Deur misleiding en sonde. Vlug na God se berge. Die berg wat altyd die simbool was van sy teenwoordigheid, sy woord, sy beskerming. So hierdie gedeelte wil kom sê, dat die aanval nog steeds teen die tempel is. Ja, die tempel fisies is afgebreek, 70 na Christus, en hy is nog nooit weer herbou nie. Maar die fokus nou, is ek en jy, en die kerk. Vlug na God toe. Kom na hom toe. Maar die tweede waarskuwing is die waarskuwing teen misleiding. As iemand sê, kyk, hier is die Christus, of daar is hy, moet dit nie glo nie. In tye van chaos kom daar baie keer mense wat sê, ek het die antwoord. Ek is die gesalfde van God. Selfs vandag nog sien ons dat mense hulle self as profete ag en probeer om te voorspel of
mense wat die Messias aanbied om te sê, ja, selfs om te sê, ek is die Messias. Moet hulle nie glo nie. Ware geloof rus nie op tekens en wonder, maar op die waarheid van Christus se woord. Ek het by die Bybelskool hierdie week was my vak homiletiek, wat beteken om te preek. En op 'n stadium het ek vir die studente gevra, want as jy daardeur jou Afrika lande ry, maar ook maar hier in Suid-Afrika, dan sien jy al hierdie billborde van advertensies van herlewing week of van 'n revival weekend, en dan sien jy al daai goed, maar saam daarmee is 'n verskriklike groot prentjie van wie die prediker is. En dan saam daarmee lees jy omtrent op elke een wat daar staan, kom en beleef tekens en wonders. Vraag ek vir hulle, het julle al ooit een gelees wat sê, kom en luister na die woord van God? Baie sal sê, ek het die antwoord. Ek het die oplossing. Ek is die gesalfde. Jesus sê, moet hulle nie glo nie, want ware geloof berus nie op tekens en wonders nie. Ja, want onthou, en nou moet jy mooi luister, baie dinge kan gebeur ook in die naam van Christus, maar wat nie van Christus is nie. Baie dinge gebeur in die naam van die Heilige Gees, wat nie die Heilige Gees is nie. Daarom sê hy, dit veronderskeid. Ware geloof rus op die waarheid van God. Moenie elke sensasionele boodskap glo nie. Maak jou Bybel oop. Toets elke stem aan die woord van God, want dit is so belangrik dat ek en jy dit vandag sal weet, dat wat God ook al vir ons sê, sal in lyn wees, sal bevestig word, ook deur sy woord. En as iets nie deur sy woord bevestig word nie, dan moet ons weet dat dit nie van hom is nie. Ek het nou gesê, die duiwel werk graag deur misleiding. Maar God se kinders word onderhou deur die waarheid. Wat is die waarheid? Waarheid is God se woord. Die derde, wat hy in hierdie gedeelte wil kom waarsku, maar nie eintlik as 'n waarskuwing teen iets wat bang is nie, waarvoor jy hoef bang te wees nie, maar 'n waarskuwing om juis te kom sê, Christus is op pad. Vriende, hy skryf in hierdie gedeelte van die verskriklike lyding en vervolging wat daardie mense ondergaan daar in Israel en reg oor die bekende wêreld van daardie tyd. Mense wat aan die brand gesteek is, vir hongerleeu's gegooi is en noem elke denkbare manier waarop 'n ou doodgemaak kan word. Maar weet jy wat is belangrik? Daardie dinge, die verdrukking, die swaar, dit was nie net 2000 jaar terug nie. Die valse Christusse was nie net 2000 jaar terug nie. Dit was die begin van hierdie tydperk en vir 2000 jaar lees ons en ken ons die geskiedenis en weet ons van oorloë, gerugte van oorloë, vervolging van gelowiges reg deur al die eeue heen. Gaan lees die geskiedenisboeke. Dit het nog nooit opgehou nie. Dit het wel miskien
verskil in graad van ergheid, maar dis nog steeds daar. Ook vandag op hierdie oomblik weet ek en jy van al die oorloë in die wêreld. Lande wat ek en jy nie eens van bewus is van voortdurende oorlog, waar mense doodgemaak word. Van valse Christusse, wat jy van lees. So, ek en jy leef in hierdie tyd van vervolging, en as ons dan nou hier in Suid-Afrika op hierdie oomblik nog so genadig is, dat ons dit dalk nie meer op 'n fisiese terrein ervaar nie, dan moet ons weet dat daar soveel vervolging ook op ander terreine is. As jy bely dat jy 'n Christen is, word jy baie keer vandag uitgedruk. Baie keer word die Christene en word God belaglik gemaak. Ons leef in die verdrukking. En dit gaan verskriklik word nog vorentoe. Maar Jesus wil nie vir hulle kom sê, hierdie goed gaan nou gebeur en dan is dit my koms nie. Hierdie gedeelte wil vir ons kom sê, ons leef nou in hierdie eindtye tussen eerste koms en wederkoms. Ons leef nou in hierdie rollercoaster van lewe en swaar. Maar al hierdie dinge is tekens. Tekens van wat? Dat hy gaan kom. Volgende Sondag se gedeelte gaan ook oor die vyeboom wat bot. So wanneer ons lees van swaar kry en van vervolging, en asof die Christendom net doodgedruk word en die kerk stil geword het, is dit tekens. Hy kom. En wanneer hy sê, ja, dit gaan nog in hele tyd kom, wil hy juis vir daardie mense kom sê, wees gereed. Want wanneer breek die wederkoms vir jou aan? Die wederkoms breek vir jou en my aan. Die oomblik van my dood is vir my die wederkoms, want ek is onmiddellik voor Christus, en as ek sy kind is en ek het hom aangeneem, dan sal ek saam met hom in die hemel wees. Dan sal ek aansluit by die bruilofsmaaltyd van die Lam. So wat ook al eerste kom, my eie dood, daarom kan ek vandag vir julle sê, as ek Paulus se woorde kan gebruik, nie een van ons hierso hoef te twyfel. Christus gaan nog in jou tyd kom. Want almal van ons gaan sterwe. En as ons sterwe, is ons voor hom. Maar wat hierdie gedeelte ook wil sê, vriende, en ons moet mooi kyk hier, kyk dan die hele in mekaar pas van alles. Die gelowiges gaan ook deur die verdrukking, hulle word nie weggevat, sodat hulle die verdrukking kan mis nie. Wat lees ons hier? Hulle gaan hier wees. Ek en jy as kind van die Here beleef dit hier op aarde. Die genade wat ons hier lees, is dat God gaan die tyd inkort ter wille van sy kinders. Ek en jy hoef nie bang te wees nie. Hy kom soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste sigbaar is. So sal dit met die koms van die Seun van die mens wees. Jesus se wederkoms is nie 'n geheime gebeurtenis nie. Nee, daar sal geen twyfel op aarde wees nie. Dit sal soos weerlig wees wat die hele hemel verlig. Almal sal weet, dis die einde. Hy sal kom, sigbaar, kragtig, heerlik. Niemand hoef te vra,
Is hy dalk hier, of is hy dalk daar? Is hy in die woestyn, of is hy daar? Nee, almal gaan weet dat hy hier is. Die wêreld raak donker. Dit lyk asof die stem van die kerk van God stil geraak het, maar hierdie boodskap wil kom sê, al word die wêreld donker, die lig skyn, en hy kom weer. Die hele geskiedenis is nie doelloos nie, die hele geskiedenis beweeg na Christus se koms. Ons lees dat ook die skepping sien met reikhalsende verlange uit na sy koms. Want dan gaan hy ook die hemel en die aarde nuut maak. Waar die aas is, daar sal die aasvoëls by mekaar kom. Waar die dood is, sal die oordeel kom. Wie die een wat nie Jesus ken nie. Wat 'n verskriklike beeld van aasvoëls wat 'n dier uit mekaar uitskeer met hulle kloue en met hulle bekke. Wie die een vir daardie oordeel. Niemand sal sy koms kan mis. Niemand. God is soewerein. Selfs in die chaos bepaal hy die tyd. En ja, dat hy ook die dae verkort sodat ek en jy kan staande bly. Hy kan doen en besluit wat hy wil. Maar hierdie gedeelte sê vir ons, God beskerm sy kinders, God beskerm jou en my, in hierdie verdrukking en swaar, waar hy waarsku en sê vlug van die verleiding en die wêreld. Die kerk moet waaksaam bly, ons moet nie bang wees nie. Sy moet nie bang wees om te getuig. Ons moet so Stefanus, die eerste martelaar, kan sê, Here vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan sê hy, Vader, in u hande gee ek my gees oor. As ek en jy dan moet sterf hier op aarde, as gevolg van die donkerte en die aanval teen die kerk, dan weet ons is by Christus. Jesus kom weer. Dis wat hy wil sê. Ons kan mekaar verseker. Ek sluit af. Ek en jy moet naby aan die Here leef. Want as ons naby aan hom leef, sal ons as tempel van God nie vernietig word. Sal ons nie op dwaalspore kan loop nie. Ek en jy moet ons Bybel ken. Ons moet alles gaan toets aan die woord en nie net blindelings hardloop as iemand sê, die Gees het vir my gesê. Nie blindelings hardloop as iemand sê, dis die waarheid. Gaan toets dit in sy woord. Hou jou oë op Jesus. Hou jou oë op Jesus. Nie op die tekens nie. Kyk net voor. Want as ons na die tekens kyk, gaan ons paniek gevange raak. Gaan ons sê, ek kan dit nie kan maak nie. Vertrou hom vir jou beskerming. In hierdie verskriklike verdrukking, swaar kry en alles wat daar word nog verder, nog meer beskrywe. Julle het verlede week ook gehoor. Kom sê Jesus, vas net aan my. Ek sal julle dra. God het nog deur al die eeue
sy kerk beskerm. En weet julle, waar kerke in verdrukking was die plekke waar die kerk die vinnigste gegroei het. Is asof in verdrukking mense al hoe meer na Christus gryp. Leef gereed vir die wederkoms. Moenie in vrees leef nie. Moenie in vrees leef nie, wees gereed. Sien uit. Daardie wete, dat as ek nou sterwe, want onthou die dood kan so gebeur, een oomblik. Daar's nie tyd om reg te maak, daar's nie tyd om te sê, Here, laat ek net so 'n paar goedjies by mekaar maak, voordat ek gaan, Here, ek wil nog dit en dit doen, as jy ons kom haal, dan is dit so. Is jy gereed? Ek wil vra dat Steven en Frits vorentoe kom, want ek wil hê ons moet 'n lied sing as ons afsluitingsgebed, ook vandag. 'n Gebed wat ons sê, Here, ek vertrou net op U. Almal van ons leef in die realiteit van die aanslag van jou duiwel op ons as sy kerk, op God se liggaam hier op aarde, op sy tempel. Kom ons staan sterk. Kom ons hou vas aan hierdie waarheid. As jy die lied ken, kan jy oë toemaak. As jy net wil luister, dan luister jy net. Maar terwyl ons so sit, ons gaan nie opstaan nie. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie. Die wat wag op die reding van die Here, vind rus in die skadu van die heilige God. Die almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat groot, sal die nooit bestaan. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tye, as geloof en hoop getoets word, en alles van bekende sinne oomblik verdwyn. Bly getrou, en ek sal sê, die Here is my vesting. En ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat groot, sal nie nooit bestaan. My God in
God, ek vertrou U grote naam, die wat groot, sal U nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Hierdie lied sê vir jou en my, wat is ons sitplek gordel? Wie is my God, in wie ek glo? Is jou sitplek gordel vas? Terwyl jy vasgevang is in 'n rollercoaster van 'n stikkende gebroke wêreld. Maak vas jou sitplek gordel. En die enigste sitplek gordel, my God, in wie ek glo. Maar weet julle, hy kom sê ook vandag vir ons sal oorwin. Ons sal oorwin. Moenie bang wees nie. Hy beloof, hy gaan jou vat tot die einde. En dan kom haal hy jou en dan vat hy jou na hom toe. Wat 'n vooruitsig. Kom ons sing die oorwinningslied. Ons sluit ons op. Kan maar staan. Ek sien in my gees die glorie, die alma van die Heer, die allerhoogste man in liefde ons sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy neer. Hy is koning, hy regeer. Loof op prys op halleluja. Loof op prys op halleluja. Loof op prys op halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting, wat vir altyd sal hy staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof op prys op halleluja. Loof op prys op halleluja. Loof op prys op halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo. Blaas basyne, slaan op tromme, en kom dans voor God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord, waarin ons glo, dat sy woord sal ewig staan. Loof op prys op halleluja. Loof op prys op halleluja. Loof op prys op halleluja. Hy is koning, hy regeer. Loof op prys op. Loof op prys op halleluja. Loof op prys op halleluja. Loof op prys op halleluja. Hy is koning, hy regeer. Hy is koning, hy regeer. Hy is koning, hy Ek wil net herinner, daar is ook lekker koffie ook nou na die tyd. Weet julle, die Here wil vir julle nog iets doen volgende. Hy wil vir julle sê, ek is by julle. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader,
Die gemeenskap met die Heilige Gees bly elke oomblik by ons in hierdie rollercoaster van die lewe. Hy is ons gordel. Hou vas.